Goeienaand en baie welkom by die eerste goeie nuus om 7 van 2026 en dit is dan ook die 21ste Januarie vandag en ek hoop jy het sommer 'n baie lekker tyd ook gehad die afgelope Desember en lekker gerus. Nou ons gaan wegspring met ons goeie nuus om 7 met 'n reeksie uit die boek Rut uit. Nee, die boek Rut is kort terug 'n boek, 'n mooi boek en vanaand dan Rut 1, maar voordat ons dit lees, kom ons vra vir die Here se leiding. Ons Vader, Here, baie dankie vir die woord, en dat ons ook op hierdie manier daarmee mag besig wees. En ons gebed, o Here, dat U ook deur U woord aan die woord mag kom, dat U die troos en die hoop wat in U woord te vind is, en dat ons daarin mag vashou, in 'n seer na die mekaar wêreld. Ja, Here, wil U op 'n besondere manier nou by ons teenwoordig wees, en ons bid U dit in Jesus se naam. Amen. Nou gelees gerus saam met my Rut 1. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land en 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy 2 seuns Maglon en Kiljon. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar 2 seuns alleen agtergebly. Die 2 seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar 2 seuns Maglon en Kiljon ook sterf, het sy alleen agtergebly, sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het, deur vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het, op pad na Juda toe. Toe sê Naomi vir haar 2 skoondogters, julle moet liewer teruggaan na julle ouer huise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. Toe sy van hulle wou afskeid neem, het hulle begin huil en vir haar gesê, nee, ons wil met ma saamgaan na ma se volk toe. Maar Naomi het weer vir hulle gesê, gaan terug my dogters, waarom sou julle saam met my wou kom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan asseblief maar terug my dogters, ek is te oud om weer te trou, selfs al sou ek sê daar is nog hoop vir my, al sou ek vannag by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dit is onmoontlik my dogters, nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê eet af voor die Here, net die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan, en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle 2 is toe saam na Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad, en die vrouens het gesê, waar is ons Naomi? Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. So het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. En goed, en dan het ek gedink om net so 'n bietjie 'n kaartjie te wys, net te wille van eie oriëntasie. So as mense maar kyk waar Jerusalem is, en dan Bethlehem bietjie onder hom, en dan Moab aan die ander kant van die Dooie See. Nee, so was nie sommer net gou 'n heen en weer trekkie nie. Dit was nogals 'n entjie om te gaan. Nou goed, die boek Rut hoofstuk 1 is 'n hoofstuk wat stadig lees. Dis nie 'n dramatiese oorwinningsverhaal nie, maar eintlik iets van 'n stil, 'n rouvertelling van verlies, keuses en getrouheid op 'n pad wat mense self gekies het nie. Dit begin met hongersnood en dan eindig dit met 'n terugkeer, leeg, nee, en so voel dit na Bethlehem.
En tog is dit juis op hierdie pad van verlies na die Here se verborge, maar sy getroue trou deurbreek. En goed, die boek Rut begin met woorde wat reeds iets van 'n spanning skep. Nee, in die dae toe die rigters regeer het, was daar hongersnood in die land. Dit was eintlik 'n tyd van geestelike verval, as mense die boek Rigters gaan lees. Daar was morele onsekerheid en eintlik hierdie herhalende ongehoorsaamheid van die volk. En hongersnood in die Ou Testament selde net as 'n natuurverskynsel gesien. Dit was dikwels 'n teken van 'n gebroke verhouding tussen die Here en sy volk. En Elimelech en Naomi se besluit om Bethlehem toe te verlaat en Moab toe te trek, klink aanvanklik heel verstaanbaar. Nee, Bethlehem beteken immers huis van brood, maar daar is nie meer brood nie. So, waar anders moet 'n mens gaan as jou eie dorp leeg geraak het? En tog is Moab nie eintlik 'n neutrale bestemming nie. Moab was 'n vyandige volk, en hy was gebore uit Lot se sondige verhouding met sy dogter, lees ons in Genesis 19. Moab was deur die wet uitgesluit van die gemeente van die Here, Deuteronomium 23. So wat hier gebeur is eintlik iets wat ons goed ken, nee, wanneer die lewe regtig moeilik raak, dan soek ons dikwels eerder oorlewing as gehoorsaamheid, is 'n natuurlike reaksie. Ons kyk na omstandighede en maak 'n keuse wat vir ons logies lyk, nie noodwendig die Here se bedoeling is nie. So die pad weg van Bethlehem, weg van die huis van brood, lyk soos die kort pad van oorlewing, maar dit word dan 'n pad van verlies. In Moab gaan dit miskien aanvanklik goed, maar daar sterf Elimelech, en Naomi word 'n weduwee in 'n vreemde land, haar seuns trou met Moabitiese vroue, Orpa en Rut, en dan sterf die seuns ook. Soos eintlik in 'n paar verse, waar daar vir ons vertel dat Naomi eintlik ontneem word van haar identiteit, haar veiligheid en haar hoop, nie haar man, haar seuns, haar toekoms. Nou die Bybel romantiseer nie haar lyding nie. Rut 1 noem nie, of gee nie maklike verklaringe en vinnige antwoorde nie. Die pyn word eintlik net so kaal gestel. Naomi self verwoord dit later as sy sê, die Almagtige het my bitter laat ly. Sy voel leeg, sy voel ontneem, sy voel asof die Here haar tuister. En hier raak die teks eintlik eerlik met gelowiges. Nee, geloof beteken nie dat ons lyding vryspring nie. Soms is dit juist die gelowiges wat se pad deur diepe verlies gekenmerk word. Naomi se verhaal leer ons dat dit toelaatbaar is om God se swaar hand te ervaar en dit ook te sê. Dat die Bybel ook ruimte gee vir iets van daai worsteling met die Here en vra en selfs iets van daai bitterheid wat ons by Naomi kry. Maar te midde van die donker hoor Naomi iets. Die Here het na sy volk omgesien deur vir hulle brood te gee. Bethlehem, die huis van brood, het weer brood. Die Here het opgetree. In hierdie enkele sin draai die hele boek. Let op, Naomi self het nog nie die vrug van daai uitkoms gesien nie. Sy hoor net daarvan. En dis baie keer ook hoe geloof werk. Het begin nie noodwendig met sigbare antwoorde nie, maar ons hoor van die Here se genade. Romeine 10 sou later sê, geloof is uit die gehoor. So Naomi besluit om terug te keer. Sy het niks om aan te bied nie, sy het nie 'n plan nie, sy het nie sekerheid nie. Sy gaan terug met leë hande, maar sy draai weer haar gesig na die plek waar God beloof het om by sy volk te wees. En op pad terug Juda toe staan Orpa en Rut by 'n kruispad. Naomi, realisties en gebroke, sy probeer hulle afraai. Sy het nie seuns om vir hulle aan te bied nie, sy het nie toekoms nie, sy kan absoluut geen waarborge vir hulle gee nie. Orpa kies dan om terug te draai. 'n verstaanbare keuse, die teks veroordeel haar nie daarvoor nie. Maar Rut se antwoord is een van die mees aangrypendste belydenisse in die Bybel. Waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Rut kies nie die voorspoed nie, sy kies vir verbondenheid. Sy kies om haarself te verbind aan 'n gebroke vrou en 'n vreemde volk, aan die God van Israel, sonder enige waarborge. Dis nie 'n blote emosionele loyaliteit nie, nee, daar's iets van 'n geloofsprong daarin. En Rut se keuse wys dat dikwels is ware geloof iets van om in leegheid saam te stap, bloot omdat die Here daar is. Nou wanneer Naomi uiteindelik in Bethlehem aankom, dan is die hele dorp in beroering.
Maar sy sê, moenie my Naomi noem nie, noem my Mara. Nee, Mara beteken bitter, want die Almagtige, nee, sy het teen my gedraai, sy is bitter. Sy fokus op haar verlies, en is eerlik, sy het leeg teruggekom. En tog sien sy nog nie raak, dit wat ons as lesers eintlik al reeds begin vermoed nie. Sy het nie regtig leeg teruggekeer nie, want langs haar staan Rut, 'n Moabitiese vrou, 'n teken van die Here se verrassende genade. God se verlossingsplan begin nie met 'n wonder hier nie, maar eintlik net met 'n vreemde vrou wat getrou is aan haar skoonma. En die hoofstuk eindig met 'n eenvoudige maar 'n betekenisvolle nota. Nee, hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Na die hongersnood begin oes, na leegheid gee die Here weer. Eeue later sou 'n ander kind, juis uit hierdie selfe Rut se nageslag gebore word, ook in Bethlehem. Weer eens in 'n tyd van geestelike nood, weer eens in die huis van brood. En daai kind sou dan later ook self sê in Johannes 6, ek is die brood van die lewe. So waar Naomi brood gesoek het en dit nie gevind het nie, bring God ons uiteindelik self by die ware brood. Christus kom nie net om 'n fisiese honger te stil nie, maar om die diepste leegheid, die diepste moontlike honger te kom vul. Christus wat self die pad van verlies geken het. Hy verlaat die heerlikheid van die hemel, hy word verwerp, hy verloor alles, self sy lewe. En soos Rut bind hy hom aan ons sonder waarborge. Hy deel ons leegheid, ons bitterheid, en hy loop die pad tot by die kruis. En juist daar, in die mees ergste, uiterste verlies, word God se verlossing volbring. So Rut 1 leer ons dat geloof lyk nie altyd triomfantlik nie. Soms lyk dit soos 'n weduwee wat terugkeer met leë hande. Soms lyk dit soos 'n vreemdeling wat saamstap sonder sekerheid. Maar die Here werk op verskillende maniere. En vir vandag kan ons vir mekaar sê, moenie die waarde van getrouheid onderskat nie. Moenie dink dat God afwesig is omdat jou hande leeg voel nie. Die Here skryf groot verlossingsverhale met gewone mense wat eenvoudig aanhou loop, terug na die plek van brood, terug na Christus toe. So wanneer ons uiteindelik na Jesus kyk, dan sien ons dat geen verlies, geen bitterheid en geen leegheid die laaste woord het nie. Die brood van die lewe is gebore in Bethlehem en hy voed steeds sy mense, selfs ook al is ons op 'n pad van verlies. Ja, 'n pad van verlies kan 'n pad van getrouheid wees. 'n Pad waar ons net weer vasgryp aan ons Here se beloftes. Amen. Kom ons bid. Getroue, hoe heerlik is dit om te weet dat selfs ten spyte van ons ontrou, bly U 'n God wat getrou is. Dat ook in ons kere wat ons so intens verlies ervaar, of dit nou is wanneer ons iemand afstaan in die dood, of verlies aan inkomste, of verlies aan gesondheid, verlies aan soveel dinge, weet ons dat ons kan U nooit verloor nie. Dat U ook vir ons beloof dat niks en niemand ons van U liefde kan skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Hy wat die brood van ons lewe is. Here, wil U ons so toevou in U hande, om ook, al loop ons 'n pad van verlies, te weet ons is aanbid 'n getroue Here, en dat ons in antwoord op U getrouheid kan vasgryp aan U beloftes. Amen. Baie dankie vir jou tyd. Ek hoop regtig jy het 'n pragtige week en 'n mooi aand verder. Groetnis.